ons in sy teenwoordigheid is, kan ons hom toelaat om vrede te ervaar. Ons bring ons laste na hom toe. Ons bring ons bekommernisse na hom toe. Vanoggend weet ek hy gee om wat in jou binneste gebeur. Net hy weet. Die dieptes van ons wese roep uit na ons hemelse Vader wat weet wat in my gebeur, wat met my gebeur, hoe ek voel en wat ek dink. En die mooiste van dit is dat hy sal jou nie verwerp nie. Hy sal jou nie wegstoot nie. Maar hy sê vir jou, kom na my toe. Ek sal jou rus gee. Kom na my toe, by my is jy veilig. Ek verstaan jou, ek het jou geskep. Miskien verstaan ander mense nie, maar God sê, ek is jou Vader. And I know deep inside of you the depths of your cries, of your longing, of your prayers. I know your heart. Vanoggend is dit op baie plek wat ek net sê, Here, ek het U nodig en ek aanvaar U krag en in geloof bely ek is 'n verloste, ek is 'n kind van God, ek het die Gees van God en ek ken my God en hy ken my, soos wat sy woord sê, hy ken sy skape en sy skape ken sy stem. Ek en jy is daar die kudde wat ons toevlug na hom neem. Jou hartseer, hy neem het weg. En ruil daarvoor, gee hy vrede. Dankie, Jesus. Net daar waar jy is, bely dit met jou mond. Ek is nie verslaan nie. Ek is in oorwinning. Ek is nie te neergedruk nie. Die blydskap van die Here is my beskutting. Die naam van die Here is 'n sterk toring en die regverdiges hardloop daarin. The righteous run into it and they are safe. Ek weet waarom my toevlugte neem. Ek weet waar my hulp vandaan kom. My hulp is van die Here. Vader, dankie dat ons oor hierdie kerk kan bid, oor gesinne en oor individue en oor mense wat soms voel, daar is nie 'n uitweg nie, daar is nie 'n volgende tree nie, ek het nie visie vir môre nie, maar Here, dat U kom met U Heilige Gees, met U salwing en met U krag vanoggend en U bring tot geboorte 'n nuwe begeerte en 'n nuwe ywer en 'n nuwe oorgawe en 'n nuwe geloof in U wat die weg oopmaak, U wat die pad oopmaak vir elkeen van ons. Here, dankie dat ons na U kan kyk en vir U mag vra en mag geloof hê dat U berei die weg. U maak nuwe deure oop. En waar daar behoefte is, Here, maak U ook die vensters van die hemel oop. Die meetsnoere het vir ons geval op hemelse plekke. Ons is nie bedoel om verslae te wees nie. Ons is nie bedoel om te neergedruk te wees nie. Ons is nie bedoel om in afhanklikheid van wat hierdie wêreld ons bied te wees nie. Maar Here, ons staan in geloof voor U en alles wat ons mag nodig hê. U is ons voorsiener. Ons wandel met U, Here. Dankie, Jesus.
Kom ons doen dit ook vanoggend, raak net aan iemand langs jou. Al is dit aan hulle arm, of aan hulle skouer, of aan hulle rug, of aan hulle been. Steek jou hand uit en spreek net lewe. Spreek net die voorsiening van die Here. Bely dit dat God is vir ons en nie teen ons nie. Vir die persoon wat langs jou staan, dat die seëninge en guns van die Here is bedoel vir die mense om jou, sodat hy hulle kan oplig, sodat hy hulle kan opwek, sodat hy hulle kan inblaas nuwe geloof en krag en innerlike versterking. Here, dankie dat ons dit kan aanvaar, dat daar is krag in gebed. Wanneer ek swak is u sterk. En so wat ons nou uitreik na mekaar, reik ons ook uit na u om die werk te doen in mense se lewens, wat ook al hulle behoeftes mag wees, wat ook al hulle gebedsversoeke mag wees, die dieptes van hulle wese, u ken dit, u sien dit. En Here, dankie dat handoplegging en gebed het krag. Die vurige gebed van regverdige het krag. En Here, dankie dat hierdie atmosfeer skuif. There will be a shift in die mense wat hier staan se lewens, 'n verskuiving na 'n plek van geloof en 'n plek van verwagting. Ons het 'n verwagting vir God wat deurkom, an expectation of your glory, an expectation for your presence, an expectation for your hand to move. Thank you, Lord, that we can pray over this place and over the situations of people in die naam van Jesus, dat daar 'n skuif sal kom en dat daar sal invloei blydskap en vrede en die krag van die Here. Aan u behoort die eer en heerlikheid en die lof, want dit kom van u af, alles wat ons het, in die naam van Jesus. Dankie, Here. Halleluja. Amen. Kom ons neem ons sitplekke. Baie dankie Henny en jou span, dat ons saam die Here kon loof en prys vanoggend. Prys die Here. Ag, dit is sommer net goed om met julle elkeen hier saam te wees en om te weet dat julle het 'n opgewondenheid om in sy teenwoordigheid te kom en 'n opgewondenheid vir sy woord. Wie het die woord van die Here lief? Yes, amen. Die woord van die Here is 'n lamp op ons voetpad. Sonder sy woord was daar nie 'n standaard nie, want dan was dit elkeen se opinie en elkeen se oortuiging, maar nou kan ons dit wat ek en jy dink en wat ons glo meet aan 'n standaard. Dis wat God gesê het, toe hy gesê het, I will raise a standard and the gates of hell shall not prevail against it. The standard is Jesus Christ. The standard is the word of God. Dis waar ons meet. En die woord van die Here is vol van die beloftes van God. En ek en jy kan staat maak op sy beloftes. Ons kan staat maak op sy riglyne. Dit is waar volgens ons lewens inrig. Soos ons lewens inrig volgens hierdie woord, sal dit met jou goed gaan. Sal jy hoop hê, sal jy krag hê en sal jy innerlike vrede hê. Amen. Sê net gou 'n bietjie saam met my die woord vrede. Wie weet hoe belangrik vrede is? Dit kan soms 'n woordjie wees wat iemand sê wat jou ontstel. Nee, Monica, weet jy waarvan ek praat? Hoe kan een woordjie of een sinnetjie, sommer net die teenwoordigheid van een mens op die verkeerde tyd en plek, kan jou sommer totaal en al ontstel? Wie weet waarvan ek praat? Ons het nou gesing van Can't Steal My Joy, maar soms laat ons toe dat die duiwel mense of situasies of omstandighede gebruik om ons blydskap te steel. Ons ek sommer mismoedig en ek het nie eens die krag om vir iemand 'n glimlag te gee nie. En ek sien nie eens kans vir enigiets nie, nie eens 'n klein dingetjie nie. Ek wil sommer net sit en niks doen nie. En ek voel sommer net alles is teen my. Dit kan gebeur dat omstandighede en mense jou van jou vrede beroof. Ek gaan nie oneerlik wees om vir jou en my te sê dat ons leef in 'n baie maklike wêreld nie. Ons moet dit erken.
Die dinamika van hierdie wêreld is uitdagend. Ek en jy trotseer storms op 'n daaglikse basis. Jacques het dit baie mooi gestel nou, dat as jy en ek onseker is oor die werking van die vyand rondom ons, kan dit gebeur dat hy selfs ook woer speel met my en jou. Kom ons blaai na Markus hoofstuk 4, vers 35. En deur die woorde van Markus, wat 'n atmosfeer skep waarin ek en jy amper instap in die weergawe van sy ooggetuienis. Mark is giving an eyewitness account. Hy was daar. Markus was deel van die disippels. Wanneer hy vir my en jou vertel hoe Jesus die storm stil gemaak het. En Jesus het 'n klomp gelykenisse vertel en was altyd deur besig om invloed te hê op sy disippels, maar ook op mense. En hy besluit toe, dis tyd dat ons so 'n bietjie een kant toe gaan. In Markus 4, kan julle gaan lees vanaf vers 35 saam met my. As evening came. Sê 'n bietjie, as evening came. Jy weet, wanneer dit begin donker word, wanneer dit begin skemer raak, daai onheilspellendheid van skaduwees, wat so 'n bietjie val en jy moet daar deur die onsekerheid gaan trap en dit is juis 'n atmosfeer waar ons amper deure toemaak en grendels en slotte sluit, want dit raak aan, As evening came, Jesus said to his disciples, let's cross to the other side of the lake. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Julle kan julleself net indink. Hoe moet dit wees om in hierdie skemerdonkerte te wees waar die winde begin waai en waar hierdie golwe groter begin word en hierdie dreigende storm oorweldigend begin raak, soveel so dat die water binne in hierdie boot in begin spoel en jy probeer die seile manipuleer en jy begin met jou spane roei en jy kyk hoe ver is ons nou nog vanaf die land af en watse risiko's trotseer ons in hierdie storm. Jesus was sleeping. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. Soms is ons in 'n storm. En jy wonder, Here, waar is U? Hoekom het U vir oom Bennett en julle net geantwoord? Hoe lank bid ek al vir my eie uitdaging? Hoe lank vra ek U al om my storm stil te maak? And they woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" Ons verwag die ergste. Ons is nog op die boot. Maar ek verwag dat die ergste gaan gebeur. Ek gaan verdrink. Ek gaan uit hierdie boot uitval. Hierdie winde gaan ons omwaai. Hierdie golwe gaan ons omgooi. Wanneer jy in jou storm is dit die duiwel se grootste instrument om vir jou te laat visualiseer en 'n prentjie te kry van wat kan gebeur. Gelukkig het hulle na Jesus uitgeroep. When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, hoor mooi, he rebuked the wind and he said to the waves. Wie onthou die woord wat die Here gebring het deur Marie so 3 weke terug? Come with words.
Daar's krag in woorde en Jesus kom en hy stel die voorbeeld en hy sê, silence, be still. And suddenly the wind stopped and there was a great calm. And then he asked them, why are you afraid? Jesus kan dit nie verstaan nie. Waarom ervaar julle hierdie emosie van vrees? Waarom bedink julle dat die ergste gaan gebeur? En julle laat toe dat julle ontsteld is, omdat julle na die storm kyk. Hy vra, do you still have no faith? Het julle dan nog steeds nie geloof nie? Kan jy nie besef dat wat ek in jou plaas en die woorde wat jy spreek, het selfs krag oor die natuur nie? The disciples were absolutely terrified. Nie meer oor die storm nie, maar oor wat hy nou so pas gedoen het. En hulle vra, who is this man? Even the winds and waves obey him. Dink nou net so bietjie as Markus hierdie verhaal oordink en hy kyk terug. Kom ons sê dit was gister wat dit gebeur het vir hom. En hy beskryf dit, hy vat pen op papier. En hy sê, waarvan was ek deel? Kyk net die autoriteit van God. Kyk net hierdie man saam wie ons experiences het. Saam wie ons belewennisse het. Kyk na hierdie man, Jesus. Selfs die winde en die natuur en die storms luister na hom. En dit is wat hy uitbeeld. Is God se autoriteit. Waar ek beweeg, hoor en sien ek hoe ons mense leef asof hulle vergeet of dalk nie daarvan weet dat God groter is as jou storm nie. Jesus het vir hulle gevra, het julle dan nog steeds nie geloof nie? Kom ek vertel julle gou 'n storieetjie. Wat net uitbeeld hoe tipies ons mense is. En ek dink so maklik om daarmee te identifiseer. Al was 'n 9-jarige seentjie gewees in Israel. En hy kom die middag terug vanaf sy Hebreëse skool. En hy kom by sy huis en sy ma vra vir hom, so, hoe was jou skooldag? Wat het jy geleer? Wat was dit waaroor julle gepraat het? Wat het die rabbi as 'n les vir julle gegee vandag? En die seentjie sê, mamma, ja, hy het vir ons vertel van Moses. En hoe Moses die volk gered het. En sy ma sê, okay, nou maar vertel my 'n bietjie, wat is die lesie, want sy wil nou toets, het hy mooi geluister. Hy sê, ja, Moses het die opdrag gekry om die Israeliete uit die land uit te neem. Verby die grense van die vyand wat hulle eintlik wou doodmaak. Die farao en al sy soldate was agter op hulle hakke en hy wou hulle oorweldig en hy wou hulle keer om nie uit sy land uit te gaan nie. Maar toe kom Moses daar by die Rooi See en hy kon nie verder nie en hy bel toe vinnig gou die ingenieurs en hy sê bou 'n brug. En toe bou hulle 'n brug en toe hulle oorhardloop oor die brug en aan die ander kant staan hulle terugkyk, toe sien hulle, maar hier kom farao en al sy soldate en toe spring hy op sy hokkie-tokkie. En hy bel die hoofkwartier en hy sê, hoofkwartier, kom in. En hulle stuur mortiere en bomme. En toe's al die mense wat hulle wou doodmaak, vernietig. En sy ma kyk hom en sy sê, is dit die verhaal? Is dit hoe die rabbi dit vertel het? Hy sê, ag ma, as ek het moes vertel hoe hy dit vertel het, sou maar dit nooit geglo het nie.
En dit is so typies. Ons wil so graag 'n ding inkleer dat dit geloofwaardig is vir die mens. Maar is dit nie die waarheid nie? Kyk hoe werk God. Hy spesialiseer in die onmoontlike. Hy doen dinge op maniere in my en jou lewens, dat as ek en jy hom daarvoor sou vertrou, dan kom hy deur. Dan doen hy vir my en jou wonderwerke. Come on, dink terug oor jou lewe. Het hy dan nog nooit 'n wonderwerk vir jou gedoen nie? Het daar nog nooit iets spesiaals in jou lewe gebeur nie? Nie eers een keer nie. Ek dink ek en jy gaan vir mekaar sê, daar is soveel verhale waar die Here op 'n bo-natuurlike manier deurgekom het vir my en jou. Nou wanneer die storms en die winde en die golwe weer om my en jou opstaan, is dit 'n absolute geloofsoortuiging dat God is my toevlug. Hy is die een wat wonderwerke doen en vir wie ek mag vra en dan nou vra dat hy betrokke sal wees in die sake wat my bang maak, wat my ontstel. Nou hierdie wêreld rondom ons is luid, meestal intimiderend, vir baie vreesaanjaend of misleidend. Hierdie wêreld rondom my en jou kan maak dat daar 'n klomp emosies in ons gebeur. En dit is nie asof die nuus en sosiale media dit makliker maak nie. Wanneer ons hierdie inligting kry, affekteer dit ons. Die Bybel beskryf die duiwel in 2 Korintiërs 4 vers 4 as die God van hierdie wêreld. The God of this world. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê die duiwel is die God van hierdie wêreld. Hy beskryf hom ook verder in Efesiërs 2 vers 2 as die duiwel wat regeer oor die koninkryk van hierdie wêreld en sy gees werk deur die mense wat ongehoorsaam is. Dit was daar dieselfde gees waarna ek en jy geluister het toe ons dood was in sonde. Voordat ons Jesus aanvaar het om ons vry te maak en ons vrede te gee, om ons saligheid te bewerkstellig. Dis daai selfde gees wat werk in die ongehoorsaam is. Dit is die duiwel wat heers oor die koninkryk van hierdie wêreld. Erwin Lutzer sê Satan is the major influence on the ideals, the opinions, the goals and the views of the majority of people. His influence encompasses the world's philosophies, education and commerce. Hierdie is 'n realiteit. Dit word uitgeblaker selfs in ons eie regering as jy kyk na die Bella-wet. Hoe die duiwel deur mense 'n opinie bewerkstellig kontrasterend met God se woord. Gaan kyk maar op plekke. As jy na enige fliek kyk vandag, jy kan nie met die televisie aansit nie, dan gaan jy sien hoe die duiwel deur mense 'n gees bewerkstellig, taal en optrede wat absoluut vernietigend is op huishoudings, op gesinne, op huwelike, op kinders se toekoms. Dis hoe die duiwel werk. Die standaard wat hy daar wil stel en waar mense so graag aan wil gemeet word, ek wil so praat, ek wil so lyk, ek wil so optree. Want dit is aanvaarbaar, dit is populêr. Mense lag daarvoor as ek die naam van Jesus ydelik gebruik. Hulle kan nie meer 'n sinnetjie sê sonder om Jesus se naam ydelik te gebruik nie. En dan almal aanvaar dit maar. Dit is maar oukei. Hy skryf verder en hy sê, when people live as if there is no God, they by default follow the God of this world. The unholy thoughts, destructive ideas, wild speculations and false religions of this world have sprung from Satan's lies and deceptions. In Johannes 5 vers 19 sê, the whole world is under the control of the evil one. Daarom sê Jacques vanoggend, moenie jou vyand onderskat nie.
Maar goed, prys die Here vir dit. Dit is nie waar alles stop nie. Die duiwel het nie totale beheer en autoriteit oor alles nie, want God bly soewerein. Gaan kyk maar mooi hoe spel ons in die Bybel daardie God. Dis 'n God met 'n klein liturgie. Hy is die God van hierdie wêreld. Maar ek en jy dien die almagtige God. Gaan kyk deur die blaaie van Job, gaan lees daardie boeke en jy gaan sien dat die duiwel moet steeds aan hom rapporteer. Hy staan onder God se gesag. Daar is niks wat die duiwel kan doen tensy God hom nie toelaat nie. God het absolute soewereine, totale beheer. Die domein waaroor die duiwel wel beheer het, is oor die domein waar die ongelowiges funksioneer. Maar vir my en jou as gelowiges, Jesus het gekom en hy het gesterf en hy het die dood oorwin. Hy het sonde oorwin, hy het siekte oorwin, en ek en jy kan dit deel maak van ons lewenstyl om dit te bedink en om dit te glo en om so te leef. Jy sien, wanneer ons dink aan ons saligheid, mense begin dink dit is iets wat jy kan kry, mooi gevang, of verloor. Ok, nou het jy dit nie meer nie. Ok, nou het jy dit weer, of jy dit verloor. Jy moet nie aan jou saligheid dink asof jy iets gekry het en dit verloor het en weer kry en of jy dit verloor nie. God het gekom en hy het sy seun gegee sodat ek en jy in 'n lewende verhouding kan staan met hom, waar binne ek en jy mag glo dat God is goed, God is vir ons, God is met ons, en wanneer ek en jy ons ewigheid aanvaar, die ewige lewe aanvaar, dan is dit 'n lewenswandel saam met hom, waar ek poog om te glo dat hy my vrygemaak het, en dat ek hom behaag, met my denke, met my woorde, met my dade. Wanneer jy die gees van God verwerp jy die hoop op die ewige lewe. Maar wanneer jy God aanvaar, en sy seun Jesus, en sy woord aanvaar jy, die hoop op die ewige lewe, dan het ek en jy sekerheid, dat daar is 'n toekoms. Ons kan vorentoe gaan, en ek het vrede in my hart. Dit beteken nie ek het nou bietjie gestruikel, en nou het ek my saligheid verloor nie. Want is nie iets wat ek kry of verloor nie. Dis 'n lewende verhouding saam met hom, waar ek hoop het, waar ek geloof het, waar ek innerlike krag het, en waar ek persoonlike vrede het. Dit word gesê as waarheid, God het jou lief. Oh, how he love you. Maar glo jy dit? En return jy daardie liefde? Sien, dit is die vrede wat ek en jy het. Dat God het gedoen wat ek en jy nie kon doen nie. Ons kan nie onsself red nie. En hy het die duiwel oorwin. En nou kan ek dit vir jou sê, dat in die woord van die Here is hierdie mooi, sterk belofte. Greater is he that is in me than he that is in the world. Kom ons sê dit gou saam. Greater is he that is in me than he that is in the world. 1 Johannes 4 vers 4. Wat is dit wat ons eintlik sê? Greater is he that is in me, beklemtoon God se krag en God se teenwoordigheid binne in my. Kom aan, kyk na jouself en glo dit. God se krag en God se teenwoordigheid binne in my. Hy praat van ons het 'n skat in erdekruike. Hy het sy gees uitgestort en hy het sy gees binne in jou kom plaas. God's power and God's presence within me. Greater is he that is in me than he that is in this world. Hierdie vers kontrasteer die krag van God wat in my is met die invloed van die wêreld en die kragte wat rondom my werk. Ons praat van die God van hierdie wêreld wat rondom ons werk. Maar God se krag en teenwoordigheid in my is groter as die kragte wat om my werk. En nou begin ek van binne af buite toe leef.
Dis nie meer omstandighede wat my affekteer of my omstamp, my van balans afstamp nie. Ek word meer geaffekteer deur elke dingetjie wat ek sien of hoor. Ek word ontstel deur elke dingetjie nie. Want ek leef nie van buite af binne toe nie. Ek leef van binne af na buite toe. I have the power and the presence of God inside of me. Jy sien, dis 'n perspektiefverandering dat wanneer goedjies gebeur, as jy so na jouself kyk, dan gaan jy daai saak anders hanteer. Jy gaan anders respondeer op die dinge van hierdie wêreld. Dis nie 'n ding wat buite jou gebeur en jou bang maak nie. Dit is iets wat buite jou gebeur, maar jy kom van uit die plek van God is met my. God is vir my. Die prins van vrede heers oor omstandighede en hy werk deur my om aan te spreek wat se storm stilgemaak moet word. To rebuke the storm and to say silence in the name of Jesus. En die storm sal gehoorsaam, presies wat Jesus gedoen het, toe daardie water in die skei begin vloei het. Maar vat ek en jy daai autoriteit? Sien ons God se autoriteit? Glo ons in God se autoriteit wat in my en deur my werk? Partykeers bid ons asof God ver is en asof hy van ver af moet afkom om my te kom help. Maar die woord sê in my en deur my. Dis waar God se woord werk. In my en deur my. Ek en jy lees hierdie vers. Greater is he that is in me than he that is in this world. En dit help ons om krag te kry om versoekings te weerstaan. Dit help my en jou om in oorwinning te leef. Dit help my en jou om bewus te wees van sy teenwoordigheid. Net so voor Jesus se kruisiging praat hy met sy disippels. Ons kan dit lees in Johannes 14 vers 27. En hy sê, peace I leave with you. My peace I give you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. My vrede gee ek vir julle, soos 'n geskenk wat ek aan jou oorhandig. Gee ek my vrede aan jou. Jy kan dit nie verdien nie. Jy kan nie presteer om dit te verkry nie. Jesus sê, as ek en jou aanvaar as ons saligmaker, die een wat my en jou vrede gee, dan gee hy vir my en jou vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie vrede gaan weier as enige aanbod wat die wêreld vir my en jou kan gee, dat jy mag gedink het, dit is die moeite werd om te ontvang. Niks wat hierdie wêreld vir my en jou kan gee, kan vergelyk met die vrede wat die Here vir my en jou gee nie. Want as ons die vrede van die Here het, sal ek en jy besef, ons het niks anders nodig nie. As ek God het, het ek alles. Miskien kan jy dink, ek wil ook 'n nuwe selfoon hê. Miskien kan jy dink, maar ek wil ook die of daai of jou lysie maak. En daar's niks verkeerd daarmee, om iets nodig te mag hê, en om vir die Here te vra vir dit nie. Maar ons kan nie op 'n plek funksioneer waar ek myself bejammer en waar ek leef asof ek dink ek is in gebrek nie. Ek durf nie myself toelaat om op daai plek te kom nie, want dan gaan ons op 'n plek wees waar die duiwel ons blydskap steel. En ons sê vanoggend, you can't steal my joy. You can't steal my joy. You can't steal my joy. I will not let it. Ek sal dit nie toelaat nie. Die vrede van die Here sal my hart en my gedagtes oorheers. That's the road ahead. Dis die pad wat ek gaan stap. Jy sien, dit is tyd vir my en jou om op te staan. Om standpunt in te neem. Om hierdie waarheid te vat en te sê, dis myne. Dit behoort aan my. Ek gaan nie omtrek en myself onder 'n boom in depressie gaan toelaat en hoop om dood te gaan nie. Ek gaan dit nie doen nie.
Want God het vir my lewe gegee en het vir my lewe in oorvloed gegee. En hy het bedoel vir my en jou om nie net selfvervuld te wees nie, maar om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Deur sy Gees wat in ons is. Daar's 'n baie sterk boodskap van vergenoegdheid. Om tevrede te wees. Om op 'n plek van tevredenheid te lewe. Dis daarom dat ek bid, en dit is my daaglikse gebed. Lord, let your will be done in my life. Soos Jesus gesê het, laat hierdie beker by my verbygaan, maar laat u wil geskied. Ek berus by wat u nou in hierdie seisoen van my lewe met my doen. Ek berus by u wat weet wanneer die deurbraak of die wonderwerk gaan gebeur. Ek berus en het tevredenheid met u manier hoe u dit gaan doen, nie my manier nie. Ek gee myself oor aan u. Lord, I surrender to you. Lord, I accept what you are doing in my life. Maar ek weier vir wat die duiwel wil doen in my lewe. Ek staan op daarteen. Ek sal dit aanspreek. Ek sal lewe spreek oor dooie situasies. Ek sal die woord van God bely. I will proclaim God is good and he is good for me. God loves me. God is for me. God makes a way for me. Dis wat ek gaan bely met my mond. Dis my standpunt. Hy sal my nie versoek nie en hy sal my nie verslaan nie. Ek is 'n oorwinnaar. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. Ek is gevul met sy Gees en sy Gees het die dood oorwin. The same spirit that rose Jesus from the dead is that spirit that is inside of me. Can't steal my joy. You can't steal my joy. I will not allow it. I will not tolerate the devil in my life. Rebuke hom en hy sal van jou wegvlug, sê die Bybel. Dis die autoriteit wat in my en jou is. Dis nie ons autoriteit nie, dis God se autoriteit wat in ons is. Dis die geskenk wat hy my en jou kom gee. My vrede gee ek vir jou. Ek het altyd hierdie voorbeeld gebruik wanneer ek dink oor vrede. Vergelyk gou iemand wat, kom ons sê 20 jaar oud is, wat op 'n moment dalk werkloos is, wat op 'n moment dalk nie toegang tot studies het nie, wat op 'n moment dalk nie befondsing het nie. En wanneer die persoon na sy toekoms kyk, dan kan hy dalk sy hart begin laat voel klop en dink, wat gaan met my gebeur? Hoe gaan ek eendag trou en vir my gesin sorg? Hoe gaan ek hierdie lewe maak werk? Kyk net hoeveel miljoene mense is in Suid-Afrika. Hoekom is daar vir my 'n weg? Kom ons veronderstel, ek en jy het secret information. En hierdie papiertjie sê, ek en jy weet dit. Sy weet dit nie, maar ek en jy weet dit. Daai check is 25 miljoen rand. En die datum op dit is 3 weke van nou af. Maar sy weet dit nie. Wat 'n verskil gaan dit aan haar maak as sy kennis neem van hierdie inligting wat eers oor 3 weke van haar af gaan realiseer? Dit gaan die wêreld se verskil maak. Ek's uitgesort. Ek's fine, ek's good. Daar's 'n toekoms vir my. Ek het niks meer oor te worry nie. Ag, sy gaan sommer net ontspan. Oh, all's good. Nee, is dit nie die waarheid nie? Hoe ken jy haar? Gaan dit 'n verskil maak? Sy gaan jou lief hê. Sonder hierdie, is sy jou 'n bietjie minder lief. Jy sien, dit is eintlik hoe ek en jy moet weet. Is, God weet wanneer, maar ek en jy het die ewige lewe. Ek en jy het die Gees van God in ons. Ek en jy het 'n God wat weet hoe om 'n deur oop te maak. Ek en jy weet 'n God wat elke behoefte wat ek het in vervul. Hy weet hoe om die check te skryf. En as daar nie môre die uitweg is nie, dit is vir die datum 3 weke van nou af. Verstaan julle? Hoe moet ek en jy eintlik toelaat dat die vrede van die Here oor ons kom? Want God weet wanneer en hy weet hoe. En hy verstaan wat is die beste vir my en jou.
gaan nie altyd oor geld nie, maar dit gaan oor sy heerskappy, wat die koningskap op my en jou hart wil hê. Hy wil die troon van ons lewe betree, en hy wil hê ek en jy moet vertrou, dat alles gaan ten goeie meewerk vir hulle wat God lief het. We need to believe that all things work together for the good to those who trust Him. For those who do not live according to the flesh, vir ons wat rarig 'n verhouding het met hom, kan ons glo, God sorg vir my. Dis die vrede wat oor ons kom en sê, alles is okay. Alles is okay. As sy nou nie môre miskien van McDonald's kon gekoop het, en sy weet oor 3 weke gaan sy gaan koop net wat sy wil. Jy leef 'n bietjie meer gesond as dit. Dis die mindset, dat ek kan dalk nou vir 'n klein tydjie nie doen op die manier hoe ek dit wou doen nie. Ek het dalk nie tot my beskikking wat ek nou tot my beskikking wou hê nie. Maar I have a Father in heaven, and He knows. Hy weet hoe, hy weet wanneer. My lewe behoort aan hom. Ek is sy kind, hy wil net die beste hê vir my. Ek glo dit met my hele wese. All things work together for those who love Him. En nou kom die vrede van die Here. En ek weet alles is okay. My pappa sorg vir my. My pappa ken my, hy verstaan my. Kom ons praat gou oor die konsep Shalom. Julle al gehoor dat hulle loop so in Israel, in huise in, en dis hoe hulle mekaar begroet. Shalom. Hulle sê vrede vir jou. Vrede vir jou. Wat beteken die eintlike bedoeling, soos wat hulle in die Hebreëse konsep vrede sou uitbeeld? Dit sê it's rooted in the word shalom, meant wholeness, completeness, soundness, health, safety and prosperity, carrying with it the implication of permanence. Jy sien, dis nie net 'n peace treaty wat ons nou sluit en môre is alweer war nie. It has the element of permanence. Dis wat ons oor mekaar toewens wanneer ons hierdie konsep van vrede vir jou gee. Adam en Eva was ongehoorsaam aan God in die tuin van Eden. En hulle het hulle shalom met God verloor. Wat het hulle verloor? Wholeness, completeness, soundness, health, safety and prosperity. Dis wat hulle verloor het, toe hulle ongehoorsaam is aan God. Dink bietjie aan Abraham, die vader van geloof. Toe hy, soos wat Henny nou gesê het, of was dit Werner, bereid was om daardie seun te gaan offer, en in gehoorsaamheid vertrou het, dat God sal voorsien, was ook sy woorde aan sy seun, toe hy vra, maar waar is die ram wat ons gaan offer? Abraham se woorde was, God sal voorsien. God sal voorsien. He carried the shalom of God all about him. He had wholeness. He was complete. He had health. He had wealth. He had safety. He had prosperity. It was all about faith. Everything's good. God sal voorsien. En hy het, toe Jesus kom, het hy kom herstel wat Adam en Eva as 'n vloek oor die mens bedoel het. Het Jesus gekom en hy het ons shalom teruggegee. Want hy noem homself die prins van vrede. En hy sê, my vrede gee ek vir jou. My peace I give to you. My shalom I give to you. Wholeness
I give to you. Provision, I give to you. Safety, I give to you. Health, I give to you. With the element of permanence. Wandel daarin. Vat dit vir jou. Glo dis joune. Gaan leef so. Ek wil vanoggend afsluit. Ons het gesê, die wêreld en die omstandigheid wat om ons gebeur, is erg, dis 'n realiteit. Maar ons het gesê, greater is he that is in me, than he that is in the world. En ons glo vanoggend, dat Jesus se woorde en belofte, het krag as ons dit aanvaar. My peace, I give to you. Kom ons sluit ons oë, terwyl ons so 'n bietjie hierdie van toepassing maak op onsself vandag as kinders van God. Jy is 'n kind van God. Jy is 'n gelowige. Die woord van God is die waarheid. En die waarheid maak jou vry. Geloof gebeur binne in jou. Dis iets wat jy kan gaan koop nie. Dis nie iets wat jy moet hoef te spartel en te stoei voor om dit te verkry nie. Dis 'n oorgawe. Dis 'n plek in jou hart wat jy sê, all right God, I believe. I believe, I trust you, I accept. You are the supernatural God. You are the miracle working God. And I am safe with you. My future is safe with you. Ek sal toelaat dat daar eerder vrede wees wat oor my hart oorheers. Nie meer gedagtes van vrees en bekommernis en wat ek nie het en die beklemtoning van wat ek graag wil hê nie, maar die beklemtoning dat u werk alles ten goeie mee vir my. Dis my keuse, dis my oorgawe. En ek aanvaar dat u vrede my hart en my sinne bewaar. U maak my storm stil. U maak my storm stil. U maak my storm stil. Dankie vir die vrede wat u gee, Here. ‘n ruiltransaksie. Al jou bekommernisse, jou ontsteltenisse, verruil dit vir die vrede wat hy gee. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Is daar iemand wat vanoggend wil opstaan en sê, ek vat dit, die oorwinning wat die Here vir my gee. Ek staan op as 'n man van besluite. God is for me. Ek gaan die duiwel nie meer toelaat om my bang te maak nie, om my te intimideer nie. Ek gaan die dinge van in die wêreld nie meer toelaat om my om te gooi nie. Ek staan op en ek sê dit vanoggend in die geestesriem. Here, ek aanvaar en geloof, U is vir my. Ek aanvaar dat ek maak hierdie statement deur op te staan. Lord, I believe. Lord, I trust you. Lord, you are the Prince of Peace. You give me peace. Jesus, I stand up. Prys die Here, want dit is jou keuse vanoggend. Dis jou demonstrasie. Kyk net wat gebeur. Hier is mense wat opstaan en oorwinning vat vandag. Meer as oorwinnaars in die naam van Jesus.
Dankie Here dat U sien hierdie harte, U sien hierdie gedagtes, U sien hierdie oorgawe, U sien manne en vroue wat opstaan en sê, ek sal leef, ek sal in oorwinning leef, ek sal in oorgawe leef, ek sal met verwagting leef. I live with expectation that God will perform miracles. The next provision is about to happen. The next miracle is about to happen. My prayer is about to be answered. He is faithful. His word is true. I live in truth. I rely on the Holy Spirit. That's my truth today. That's the truth that will set me free. I am standing up and Lord, I receive this in your name. Dankie Jesus. Dankie Here dat U hierdie manne en vroue sien en dat U dit doen vir hulle vandag. Ek bid vandag dat skanse neergewerp word in die naam van Jesus. En ek bid dat hemele skuif en oop gaan oor mense se lewens, oor finansies, Here oor gesondheid, Here oor hulle eie emosies, oor hulle gedagtes. Here, dankie dat die Gees kom en die waarheid kom en die blaas 'n vuur oor ons en Here 'n nuwe verwagting in ons harte in die naam van Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. 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 Ek spreek vryheid oor jou in die naam van Jesus. Freedom in the name of Jesus. A new joy in the name of Jesus. I pray, Father God, that you will release what is binding up and what's holding back and what is the cares of this world. Here, dankie dat U dit vrymaak en dat U hierdie afgooi en dat hierdie laste val en dat daar vrymaking en beleidskap en oorwinning in sy binneste sal losgemaak word soos wat hy na U kyk want hy is U seun. He is a son of God. He is a spirit-filled son of God. He is your child. He is a lover of God. Dankie Here dat U hom raak sien vandag en hierdie tree wat hy gee, wat hy na vore stap. More than a conqueror in the name of Jesus. Thank you for your anointing in his life. And that the anointing breaks the yoke in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. A release in the name of Jesus. Thank you, Lord. U weet van alles wat hy voor U lê en U voorsien. U sien raak. U gee om. You are the Father who cares. You're a good Father. Thank you, Lord Jesus. En so is dit dan vir elkeen van ons. Thank you, Jesus. Kom ons gee vir die Here net 'n lofoffer vanoggend. Halleluja, dankie Here. Dankie Jesus. Prys sy naam. Draai na iemand toe en sê God is good. All the time. God is good. All the time. Nie net nou en dan nie, God is altyd goed. Amen.